Welkom by vandag se uiteensetting. Ons gaan reguit inspring want vandag pak ons 'n hoogs gedebatteerde, maar fascinerende konsep uit. Die eerste opstanding soos dit in Openbaring 20 beskryf word. En om dit te doen, gaan ons natuurlik net direk na die bewyse vanuit ons Bybelse bronmateriaal kyk. So kom ons begin. Nou ja, waaroor gaan hierdie hele debat eintlik? Alles bou op hierdie een fundamentale vraag. Is die eerste opstanding in Openbaring 'n fisiese gebeurtenis of is dit 'n geestelike een? Gaan grafte letterlik oop in hierdie spesifieke oomblik of praat die teks hier van iets dieper? Die antwoord op daardie vraag vorm eintlik ons hele begrip van eskatologie en hoe ons die eindtyd verstaan. Om die landskap regtig te verstaan, moet ons eers neutraal staan en kyk na die twee hoofinterpretasielense wat teoloë gebruik. Aan die een kant is daar die premillennialistiese siening. Hulle neem hierdie teks redelik letterlik op en argumenteer vir verskillende fisiese opstandings wat geskei word deur 'n letterlike 1000 jaar. Aan die ander kant is daar die amillennialistiese siening wat dit as 'n geestelike opstanding beskou wat nou tydens Messias se huidige heerskappy plaasvind. Dis natuurlik krities belangrik om uit te lig dat Openbaring in sy wese 'n visioen is, deurtrek met baie simboliese vergelykings en apokaliptiese taal. Om hierdie raaisel op te los, het ons 'n padkaart. Ons gaan eers kyk na die Openbaring 20 misterie self, dan spring ons terug na die twee soorte dood in Eden, daarna bekyk ons die geestelike eerste opstanding, gevolg deur Yahusha as die boom van die lewe en laastens sluit ons af by die konsep van een algemene fisiese opstanding. Goed, kom ons duik dadelik in deel 1, die Openbaring 20 misterie. Hier is iets wat 'n mens maklik miskyk. Die presiese frase eerste opstanding kom uitsluitlik in Openbaring 20 voor. Dit is nêrens anders te vind nie. Dis 'n baie belangrike leidraad. Om met ons onthou dat hierdie 'n visioen met ryk simboliek is, beteken dit ons kan onmoontlik hierdie term in isolasie probeer ontsluit. Ons is genoodsaak om die res van die Nuwe Testament te gebruik as 'n sleutel om presies te verstaan wat hierdie hoog simboliese beeld vir ons probeer vertel. Dit bring ons by deel 2 van ons ondersoek, twee soorte dood in Eden. As jy die einde van die storie wil verstaan, moet jy heel aan die begin begin. Die oorspronklike Hebreëse taal in Genesis is absoluut fascinerend hier. Daar is 'n herhaling, 'n intensifisering van sekere woorde. Die teks gebruik woorde wat letterlik vertaal na eet, eet. Dit skep 'n prentjie van absolute lewe, beide fisies en geestelik. En net daarna is die teenoorgestelde waar met die woorde sterf, sterf, wat dui op absolute dood, weer eens beide 'n fisiese en geestelike realiteit. Hierdie dualiteit lê die grondslag vir alles wat volg. Kyk 'n bietjie mooi na die sondeval in hierdie lig. Toe Adam en Eva daardie vrug eet, het hulle onmiddellik 'n geestelike dood gesterf. Die koneksie en teenwoordigheid met Elohim was in 'n oomblik gebreek. Hulle fisiese liggame het wel eers jare later gesterf. Hier is hoekom dit saak maak en moenie hierdie mis nie. Hierdie geestelike dood is sedert die sondeval 'n werklikheid en elke liewe mens het dit geërf. Ons kom as dit ware geestelik dood in hierdie wêreld in en daarom moet ons weergebore word om weer geestelik te kan wees, presies soos wat dit in Eden beplan was. Reg, kom ons skuif aan na deel 3, die geestelike eerste opstanding. Kom ons kyk hoe hierdie logies bymekaar kom. Die teks verbind die eerste opstanding met bewaring van die tweede dood. Nou, dis feitelik universeel aanvaar dat die tweede dood 'n ewige geestelike skeiding van die Skepper is. As daardie tweede dood dan duidelik geestelik is, beteken dit die eerste opstanding wat jou daarteen beskerm, logischerwys ook geestelik moet wees. Geestelike lewe is die enigste werkende antwoord op geestelike dood. Dis hoekom dit so belangrik is om te besef dat hierdie eerste opstanding presies gelyk is aan wedergeboorte, soos wat die res van die Nuwe Testament dit in verskeie teksverse so pragtig beskryf. Dit is in wese daardie oomblik wat jy uit die geestelike dood wat jy vanuit Eden geërf het, opstaan. Sodra jy die Messias aanvaar, ervaar jy hierdie onmiddellike geestelike opstanding. Jy word opnuut gebore. En ons hoef nie net my woord hiervoor te neem nie, Yahusha self plaas massiewe klem hierop in Johannes hoofstuk 5. Hy sê so mooi, die uur is nou. Dis nie iets wat slegs eendag in die toekoms gaan gebeur nie, dis 'n huidige realiteit. Mense wat fisies springelewendig is, maar binnekant geestelik dood is, hoor sy stem, en die oomblik wat hulle dit aanvaar, lewe hulle staan geestelik op. Wat ons perfek by deel 4 bring, Yahusha as die boom van die lewe. Dink bietjie terug aan Genesis. Die oomblik na die sondeval is die toegang na die boom van die lewe toe versper. Maar hier is 'n fascinerende brokkie inligting uit die oorspronklike Grieks. Wanneer die Bybelskrywers in Handelinge en Petrus na die kruishout verwys, gebruik hulle die woord sulon. Raai wat?
Dis presies dieselfde woord wat in Openbaring 22 gebruik word vir die boom van die lewe. So in hierdie era, totdat alles eendag fisies op 'n nuwe aarde herstel word, tree Yahusha op as ons lewensgewende boom. Ons moet by hom ons geestelike lewe kry. Dit lei ons na ons laaste been, deel 5. Een algemene fisiese opstanding. Nou, jy wonder dalk, as die eerste opstanding nou geestelik plaasvind deur wedergeboorte, wat gebeur met al die fisiese liggame? Wel, in Johannes 5, vers 28 en 29 is krities belangrik om te staaf dat daar net een algemene opstanding vanuit grafte sal wees. Yahusha sê, daar kom 'n uur, 'n spesifieke toekomstige oomblik, waar letterlik almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en fisies sal uitgaan. Sien julle die pragtige kontras wat die teks hier vir ons skets? Eerstens is daar die oomblik nou, 'n persoonlike, geestelike opstanding vir elkeen wat vandag glo. Dit is die eerste opstanding. Maar dan is daar hierdie massiewe toekomstige uur waar almal universeel op een slag liggaamlik uit die grafte gaan opstaan. Twee verskillende gebeurtenisse, 'n geestelike een nou en 'n fisiese een in die toekoms. Hierdie konsep loop soos 'n goue draad deur die res van die skrif. Paulus se briewe belyn byvoorbeeld perfek hiermee. As ons na die orde van die opstanding in 1 Korintiërs 15 kyk, is daar absoluut geen ruimte vir 'n gappende 1000 jaar tussen verskillende groepe gelowiges se fisiese opstandings nie. Die hele proses kulmineer in een reuse, majesteuse gebeurtenis by sy koms aan die einde. Wat ons hier sien is daardie bekende teologiese spanning van reeds, maar nog nie. As jy 'n gelowige is, het jy die eerste opstanding reeds in jou gees ervaar. Jy het van die dood na die lewe oorgegaan. Tog wag jy nog, saam met die hele skepping, vir daardie toekomstige liggaamlike vernuwing wanneer die grafte gaan oopgaan. As ons al hierdie inligting vat en dit op 'n tydlyn sit, maak dinge so mooi sin. Daardie 1000 jaar in Openbaring tree sterk na vore as 'n simboliese voorstelling van hierdie huidige genade-era waarin ons onsself bevind. Dis presies die tydperk waarin die eerste opstanding voortdurend wêreldwyd gebeur in die harte van mense, reg tot en met sy finale wederkoms waar almal fisies gaan opstaan. Soos ons vandag se uiteensetting afsluit, laat dit ons elkeen met 'n baie persoonlike vraag. Ons weet nou die eerste opstanding is nie 'n wetenskapsfiksie gebeurtenis ver in die toekoms nie, dit is die realiteit van geestelike wedergeboorte vandag, wat daardie vloek van Eden permanent omkeer. So die vraag is, het jy al oorgegaan van geestelike dood na geestelike lewe? Het jy al kom eet van daardie ware boom van die lewe? Want as ons nie deel het aan hierdie eerste opstanding vandag nie, moet ons eerlik wees oor wat eendag by die graf vir ons wag. Ek hoop dit gee julle vandag iets diep om oor na te dink. Baie dankie dat julle saam met my deur hierdie ongelooflike bronmateriaal gewerk het.